Môre, dis Woensdag 23 Julie en ek het vanoggend wakker geword met hierdie gedagte. Hoe maklik raak ons nie vasgevang om die Bybel net te lees soos 'n taaklys nie. Dit is amper soos 'n handboek. Lees gou, merk af en gaan aan met die dag. Maar wat as ek vir jou sê, die Bybel is eintlik God se liefdesbrief aan jou. Nie net doen dit, los dit nie, maar kyk wie ek is. Kyk wie jy is en kom wandel saam met my. In Psalm 119 vers 105 staan daar geskrywe: U woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad. Wanneer die lewe donker is, wys God se woord die volgende tree, die rigting. Maar dis ook diep aanraking. In Hebreërs 4 vers 12 sê die woord is lewend, kragtig, skerper as enige swaard. Dit sny tot by jou hart en motiewe. En hoor mooi, die Bybel was nooit bedoel om net op 'n Sondag oopgemaak te word nie. Dis daaglikse brood. Jesus sê self in Matteus 4 vers 4, die mens sal nie van brood alleen leef nie, maar van elke woord wat uit die mond van God kom. Dis nie 'n weeklikse inspirasie nie, dis 'n daaglikse lewensnoodsaaklikheid. Die Hebreëse woord vir voedsel is mazon, dieselfde woord vir liggaamlike en geestelike kos. Die woord is nie 'n happie vir die pad nie, dis 'n feesmaal vir jou siel. So ek wil jou vandag vra, lees jy die Bybel soos 'n taak of kou jy daarin? Dink jy daaroor? Laat jy dit jou hart verander? Wanneer jy 'n vers lees, wag jy dat Jesus met jou praat? So doen dit vandag. Kies 'n kort gedeelte, dalk Psalm 23 of 'n hoofstuk in Spreuke. Lees dit stadig, 3 keer as jy wil. Vra na elke lees, Jesus, wat sê U vandag vir my? En bid dan net, Here, help my leef volgens hierdie woord. Jy sal sien, die woord verander van iets op jou lysie na iets wat jou lewe vorm. Kom ons bid saam. Here Jesus, vergewe my dat ek U woord soos 'n taak behandel het. Ek wil vandag stil word. Leer my om te hoor. Praat met my. Verander my. Vul my. Dankie dat U my nie net opdragte gee nie, maar U self gegee het. Ek vra dit als in Jesus naam. Amen. En onthou, jy is dalk die Bybel wat iemand vandag moet ontmoet. En dalk is jou liefde vir die woord presies wat iemand anders nodig het om weer honger vir God te raak. Ek hoop jy het 'n geseënde Woensdag.